As daar nou een mens is wat gereeld vir die kerk geskryf het hulle moet bid, dan was dit Paulus. Dink maar aan die bekende vers in 1 Tessalonisense 5 vers 17, waar hy die kerk aanmoedig om gedurig te bid. Of wat van Romeine 12 vers 12, waar hy sê, volhard in gebed. Dan het Paulus nie net die kerk aangemoedig om te bid nie. Hy het sommer van sy gebede neergeskryf, sodat die gemeentes geweet het waarvoor hy vir hulle bid. Op die manier kon hulle sien, hy doen wat hy sê, hulle moet doen. Hy bid. Paulus is egter nie die enigste een wat ons aanmoedig om te bid nie. Oral in die Bybel sien mens verse wat dit of pertinent sê, of dit op een of ander manier impliseer. Maar het jy geweet, die Bybel sê nie net vir ons dat ons moet bid nie. O nee, daar word ook vir ons gesê waarvoor ons moet bid. Vandag gaan ons kyk na 5 van die dinge waarvoor die Bybel sê ons, as God se kinders, moet bid. Hierdie dinge is nie in orde van belangrikheid nie, hoewel die eerste een by ver die belangrikste is. Nommer 1. God se wil. Die belangrikste ding waarvoor ons kan bid, is vir God se plan vir die wêreld en elke mens op hierdie aarde om te geskied. Daar is sekere dinge omtrent sy plan wat gaan gebeur, en niemand kan dit keer nie. Dink hier byvoorbeeld aan Jesus se tweede koms. Hy gaan terugkom, en elke knie gaan voor hom buig en erken dat hy die Here is. Niks en niemand kan hierdie plan van God laat misluk nie. Maar daar's planne wat God het, wat nie sommer net gaan gebeur nie. God se hart is dat elke mens op hierdie ou planeet van ons in Jesus glo en gered word. Hy het alles gedoen wat nodig is vir hierdie plan om 'n werklikheid te word in mense se lewens. Maar dit beteken nie dit gebeur in elke mens se lewe nie. Elke mens het 'n keuse of hy God in sy lewe wil hê of nie. En dit wat hy besluit, het 'n invloed op God se plan vir sy lewe. So, omdat God se plan nie noodwendig outomaties in ons lewens gebeur nie, maar ons keuses maak wat die plan kan beïnvloed, is dit belangrik dat ons bid vir God se wil om te geskied. Nommer 2. Vergifnis van sonde. 'n Baie belangrike deel van ons verhouding met die Here is om ons harte skoon te hou vir hom. Dit beteken dat ons, wanneer ons bewus raak daarvan dat ons iets verkeerd gedoen het, dit dadelik voor hom bely en om vergifnis vra. Hy weet in elk geval wat ons gedoen, gedink of gesê het, so ons steek nie regtig iets vir hom weg, wanneer ons dit nie teenoor hom erken nie. Moet ook nie vergeet hoe belangrik dit is om ander te vergewe nie. Onthou, die Here het al jou sondes vergewe, so doen dieselfde vir ander, wat verkeerd teenoor jou opgetree het. Op die manier hou jy ook jou hart skoon voor die Here. Nommer 3. Wysheid. Dit is nou maar eenmaal so, dat ons dink ons is slimmer en wyser as wat ons eintlik is. Maar die waarheid is dat almal van ons op een of ander stadium in ons lewens, soms selfs op 'n daaglikse basis, wysheid gaan nodig hê. En dis dan nou ook die volgende ding, waarvoor die Bybel sê ons moet bid. In Spreuke 3 vers 5 word ons gewaarsku om nie op ons eie insigte staat te maak nie. Jy sien? Ons sien nooit die volle prentjie nie, en daarom kan ons nooit regtig goeie besluite neem sonder God se hulp nie. So wanneer jy 'n besluit moet neem, vra die Here om jou te help. Voor jy jou Bybel lees of studeer, vra die Here om jou oë oop te maak vir sy waarheid en om jou insig te gee. Wanneer jy voor 'n probleem of 'n moeilike situasie te staan kom, vra die Here om jou wysheid te gee oor hoe jy dit moet hanteer. Ook wat dit jou verhoudings aanbetref, kan en moet jy die Here vra vir wysheid oor wat jy moet doen om die verhouding te bou en te laat floreer. Nommer 4. Krag om versoeking te weerstaan. Onthou jy voor Jesus se kruisiging het Petrus baie groot mond vertel dat hy nooit vir Jesus in die steek sou laat nie. Hy het selfs gesê hy sal saam met Jesus sterwe eerder as om hom te verloon. Maar ons weet, dis nie wat gebeur het nie. 'n Paar uur voor Petrus Jesus verloon het, was hy, Johannes en Jakobus saam met hom in die tuin van Getsemane. Jesus het gaan bid, maar die 3 disippels het aan die slaap geraak. Toe Jesus terugkom en sien hulle slaap, sê hy dat hulle moet waak en bid om nie in versoeking te kom nie. Ongelukkig het Petrus nie geluister nie en weer aan die slaap geraak. En toe die versoeking kom, het hy 3 keer gesê hy ken nie vir Jesus nie. Uit Petrus se storie moet ons leer hoe belangrik dit is om elke dag te bid vir die krag om versoeking te weerstaan. Doen dit sommer vroegoggend, voor jy nog regtig die dag aangepak het. Jy weet nooit watter versoeking die vyand op jou pad gaan bring nie. Maar as jy voor die tyd gebid het vir die nodige krag, sal die Here dit vir jou gee wanneer versoeking kom. En met sy hulp en krag sal jy in staat wees om versoeking te weerstaan. Nommer 5.
geestelike groei en heiligmaking. In Johannes 15 lees ons die bekende gedeelte waar Jesus sê, hy is die wingerdstok en ons die lote. Dit is wanneer ons in hom bly, wat ons baie vrug dra, want sonder hom kan ons niks doen nie. Sien jy dat geestelike groei en heiligmaking nie kan gebeur sonder Jesus se hulp nie? Daarom moet ons gereeld bid vir die Here se hulp hiermee. Dis hy wat die groei bring, dis hy wat die vrug dra, en dis hy wat ons verander, sodat ons van die verkeerde dinge wil afsien en 'n heilige lewe wil leef. Vra dus gereeld vir die Here om 'n werk in jou te doen, sodat jy geestelik groei, vrug dra en 'n heilige lewe leef. Hierdie is maar net 3 van die 5 dinge waarvoor die Bybel sê ons moet bid, maar daar's nog somme baie ander dinge ook. Dinge soos geloof en volharding, vrymoedigheid en die wysheid om te getuig, werkers vir die oes, vir almal in gesagsposisies, vir alle mense en vir ons eie behoeftes. Gebed is een van die grootste voorregte wat ons as kinders van God het. Wanneer ons bid, nooi ons hom in elke deel van ons lewens. En selfs wanneer gebed nie ons omstandighede verander nie, verander dit ons. So kom ons wees mense wat nie net weet ons moet bid nie, maar wat regtig bid. Bid vir God se wil, vir wysheid, vergifnis, geloof, geestelike groei, krag teen versoeking, vrymoedigheid en vir ander mense. Want, soos Jakobus 5 vers 16 sê, die gebed van 'n gelowige het groot krag. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om nie net te praat oor gebed nie, maar om 'n ware bidder te wees.